Goed, ek gaan aan met die kursus, as ek dit 'n kursus mag doen, of 'n lering, oor die Heilige Gees. Laasweek het ons gepraat, ek is te bang om te vra waaroor het ek laasweek gepraat, want ek kry nie 'n reaksie nie. Daar's een ou wakker, een ou het geluister. Ons het gepraat oor die Heilige Gees in die Ou Testament. Waar dit begin in Genesis 1, en ek het net so geraak aan alles. Ons het nou nie regtig, ek kon nou nie elke hoofstuk vir u deurlees nie, en ek gaan dit vanoggend nie doen nie, dan sit ons tot môre toe hierso. En ek kon ook nie elke geval daarvan vir u gee nie, waar die Heilige Gees gebruik is ensovoorts nie, maar ons het sekere gedeeltes uitgehaal en genoem. Vanoggend doen ons dieselfde, gaan vanoggend dalk 'n bietjie korter wees. Ek het so 39 boodskappe gehad om dit uit te doen, en die Heilige Gees is eintlik in die Nuwe Testament saam met Jesus Christus, is op die einde van die dag, maar net die Gospels basies, die 4 Gospels. Goed, kom ons gaan gou. Ons begin vanoggend met die Heilige Gees en Jesus, en dan die begin van die Heilige Gees in die Nuwe Testament. Ek gaan dieselfde doen as laasweek in die Ou Testament. Ons gaan van die begin af begin, waar ons die eerste keer sien dat die Heilige Gees was geopenbaar en het begin te werk. Daar's 'n paar punte wat ek noem, wat ek weet mense met my gaan verskil, maar as jy verskil met my in liefde. Moet my nie altyd eers slaan en dan sê ekskuus nie. Goed, kom ons gaan kyk. Matteus 1 vers 18. Dis die eerste plek wat ek kon kry waar die Heilige Gees geopenbaar is in die Nuwe Testament. Dis die geboorte van Jesus Christus. Die geboorte van Jesus Christus was dan so, toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, en sy swanger bevind was uit die Heilige Gees. Nou ek wil net gou ietsie baie duidelik staan. Baie duidelik oor die gedeelte sê. Daar's dwaalleringe wat sê, dit is nie soos wat dit hier sê nie. Ek het dit een vraag, en dis hoekom ek het so sensitief stel as moontlik vanoggend. Hoekom was hy dan 'n maagd daarna? So wie ook al met 'n ander leerstelling kom, dwaal. Sy was 'n maagd daarna. Goed? Na hierdie ondervinding met die Heilige Gees. Die ware Kersboodskap wat heeltemal verskeer en verdraai is. Daaroor sal ek preek eendag. Ek het nou eendag na 'n dominee se preek geluister wat ek glad nie mee saamstem nie. Maar elke ou het seker maar sy opinie daar ook. Ek gaan nie net vanoggend praat oor die Here Jesus nie, maar ek gaan praat oor die Here Jesus en sy verbintenis met die Heilige Gees. Maria was die eerste persoon in die Nuwe Testament waar daardie geweldige ervaring gehad het van die Heilige Gees. Met ander woorde, die Heilige Gees het oor haar gekom en sy is swanger geword met die Here Jesus Christus. Kom ons gaan gou kyk na die volgende gebeurtenis. Maria gaan weg van sy spring op en sy kort rukkie daarna sê die woord, gaan sy na Elisabeth toe. Onthou sy kom met niemand praat oor wat gebeur het nie. Met wie moes sy gaan praat het? Sy is nog nie getroud nie, maar sy het geweet, Elisabeth het ook 'n bonatuurlike ervaring gehad en sy het swanger geword en ek weet sy kon nie swanger word en sy het gehoor van die engel wat Sagaria besoek het. So sy het gehoor van dis nog familie ook van haar. Sy het gehoor hierdie nig van my het 'n ervaring gehad en sy gaan soontoe. Ek dink sy was maar nuuskierig. Wat het nou met my gebeur? Sy was 'n jong dogter nog. Wat het nou met my gebeur? En sy het so afgegaan na Elisabeth toe en kom ons kyk gou na Lukas 1 vers 41. Lukas 1 vers 41. En toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie in haar skoot opgespring en Elisabeth is vervul met die Heilige Gees. Hier maak ek my eie stelling. Dis nou een van daai wat hulle my uithaal op, maar dis ook maar goed so. Hier maak ek my eie stelling. Daar het 2 dinge gebeur met die Heilige Gees. Die baba Johannes die Doper het opgespring binne in die maag van Elisabeth, en ek sê, hy het daar ook 'n aanraking gehad met die Heilige Gees. Die Heilige Gees
het hom daar aangeraak en ek glo toegerus reeds vir die werk wat hy doen. Want nêrens lees ek in sy loopbaan dat iets gebeur het met die Heilige Gees met hom, nie behalwe daardie oomblik. Dan die tweede wat gebeur het, Elisabeth is daardie oomblik vervul met die Heilige Gees. So daar's die eerste 3 gebeurtenisse wat ek Jesus kan koppel en die Heilige Gees in die Nuwe Testament. Jy kan nooit vir my sê, ek het 'n ervaring gehad met die Heilige Gees nie, en ek het niks gevoel nie. Jy kan nie. Vanoggend terwyl ek hier bid, hoe ervaar ek die Gees van die Here oor my? Hoekom? Ek het my oopgestel vir die Gees van die Here. Hy's in my, maar ook oor my. Ons kan nooit sê, die Heilige Gees was hier en ek het hom nie gevoel nie. Ek wil vir jou sê, dan is daar iets regtig verkeerd. Maria, Johannes die Doper en Elisabeth, die eerste 3, wat die openbaring gehad het van die Heilige Gees, het hulle toe almal in tale gepraat? Nee, sal daarby kom, as alles goed gaan, as ek oor die Heilige Gees in persoon praat, maar ons sal sien wat gebeur. Maar na Jesus se geboorte, hoor ons niks van hom nie. Ek kan nie van een dag onthou van Jesus se kinderlewe iets in die woord opgeskryf nie. Nou blykbaar daar is geskrifte wat sulke goed gee, maar ek glo wat in my woord staan. As jy nog goed wil bysit, uithaal, gaan aan. Pas op, Openbaring 19 is daar, wees maar versigtig wat jy doen. Tot op die ouderdom van 12 het ons niks gehoor van Jesus Christus se kinderlewe nie. Kom ons kyk gou-gou. Lukas 2 vers 47. Lukas 2 vers 47. En almal wat hom gehoor het, was verbaas oor sy verstand en sy antwoorde. Nou ons ken hierdie gedeelte. Dit was Paasfees in Jerusalem, sy ouers het opgetrek, en toe hulle na huis toe gaan, toe raak Jesus weg. Ek sê mos tiener, maar Jesus raak weg, want ons ken tieners, maar Jesus was ook 'n tiener, alright, seun van God, maar tiener, en hy raak weg, en hulle soek hom, en kry by einde van die dag kry hulle hom in die tempel. En hy vra, maar hoekom soek julle met die hele wêreld vol? Julle weet mos ek is in my vader se huis. Josef het nie, ek dink nie so presies verstaan nie, maar die woord sê Maria het presies verstaan wat Jesus vir haar probeer sê. Op die ouderdom van 12 werk die Here Jesus reeds deur die Heilige Gees. Werk die Heilige Gees reeds op Jesus. Hoe? Met ander woorde die Gees van wysheid en van kennis. Maar daarvandaan lees ons niks weer van die Here Jesus nie. En dan word Jesus Christus gedoop. Kom ons gaan kyk, Lukas 3 vers 21 en 22. Hierdie was, as ek dit in Engels kan noem, a game changer. When this happened, everything changed for Jesus. So julle kan nou maar die groot doop afskiet en die kant toe en daai kant toe. Ek doop groot, ek hou daarvan, ek verkies dit, as my Jesus dit doen, sal ek dit ook maar doen. Lukas 3 vers 21-22. En toe die hele volk gedoop en Jesus ook gedoop is en hy besig was om te bid, het die hemel oopgegaan. En ek wil vir julle sê, wanneer laas het jy gebid dat die hemel oopgaan? As julle nog sin toe vat. En die Heilige Gees het in 'n liggaamlike gedaante soos 'n duif op hom neergedaal. En 'n stem het uit die hemel gekom wat sê, U is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Ek verstaan vandag nog nie, en ek het nou geen probleem met dat hulle die Heilige Gees vergelyk met 'n duif nie. Want hy sê in 'n liggaamlike vorm, maar hy het geland soos 'n duif. As daar gesê het 'n mossie, sou dit seker vandag nog mossie gewees het. Maar die duif is nie die Heilige Gees nie, asseblief. Want 'n duif kan nie saam met jou wegstap nie. 'n Duif gaan jou nie in die woestyn inlei nie. So, maar die punt wat ek hier sou maak is,
Ek noem dit net vir u. Baie mense verwar die Heilige Gees met 'n duif. O, het 'n duif ingevlieg, Heilige Gees is hier. Serious. Ons kan nou praat, daar was 'n kerk in Amerika, toe kom maar ewe skielik veertjies deur die verkoelingsstelsel. O, the Holy Spirit is here, he shed his feathers. Seriously. En toe hulle gaan kyk, toe die veer ontleed, toe is dit gaansvere wat op die dak geland het. Alright, so, die Heilige Gees is nie 'n duif nie. Asseblief, hy is nie 'n duif nie. As ons praat oor die persoon van die Heilige Gees, dan, dit is regtig 'n baie goeie kursus wat kom, dan sal ons daarna kyk. Dit is Here Jesus word gedoop in water, en die Heilige Gees kom op hom, daal op hom neer. En ek gaan nog baie emfaseer op dit in hierdie kursus, dat daar's 'n verskil tussen die Heilige Gees in jou en die Heilige Gees oor jou. Groot verskil tussen die twee, maar dit is dieselfde Gees. Ons sal dit nog mooi uiteensit soos ons aangaan. Kom ons kyk na Matteus 4 vers 1 tot 2. Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword. Goed. Die Heilige Gees het Jesus weggelei in die woestyn in. Hy het nie self besluit ek gaan woestyn toe nie, maar die Gees het hom gelei. Die Gees het hom aan die hand gevat, want hulle sê die Here Jesus het so weggestap en die Heilige Gees was langsom. So, glo my, 'n duif gaan nie in jou hand vat en sê kom ons gaan woestyn toe nie. Die Heilige Gees in persoon was by die Here Jesus Christus, in persoon, en hy het hom ingelei in die woestyn in. En hier gaan ek 'n baie interessante gedeelte aanhaal. Ook iets wat ek in 'n pastoor die week oor gesels het, so aan geraak het. Ek glo ons sal die week wat kom verder daaroor praat. Hoekom moet ons kan jy kan sonder kos bly vir 40 dae hoor, sonder die Heilige Gees, is okay. Jy sal alright wees. Bietjie maar wees, maar jy gaan okay wees. So, as ek reg is, ek sê, jy kan vas, en van vaste wil jouself weerhou vir 40 dae en dit oorleef. Reg om so te sê? Goed. Wat was die ander ding wat gaan met Jesus gebeur het? Die duiwel het hom kom versoek. So die Heilige Gees was daar om Jesus die woorde, die kennis wat hy al reeds op 12 gehad het, gegee het om te versterk sodat hy die duiwel kon versoek. Ek wil jou sê, as jy 40 dae nie geëet en gee jou 'n stuk brood, gaan jy sê baie dankie, en as jy die brood eet, is jy dood. Dis die realiteit daarvan. Ons het die Heilige Gees vandag nog nodig, as kinders van die Here, om die duiwel te weerstaan. Onderdanig jou aan God. Wie is God? Here Jesus Christus, die Heilige Gees en God die Vader. Dis 'n drie-eenheid, of God die Vader, Jesus, Heilige Gees, soos jy wil. Dit is onderdanig jou aan God. Maar baie mense dink hulle kan net die duiwel stormloop. Wat het gebeur? Kom ek vertel vir julle 'n mooi verhaal. Jy kan dit gaan kyk in Handelinge 19 van vers 16 af. Hier is 'n interessante geval waar 7 jong manne het gedurf om 'n besete man wat een is aan te vat en dan glo probeer om daardie gees uit hom uit te dryf. En dit het nie vir hulle goed gegaan nie. Dit het vir hulle baie sleg uitgeëindig. Daai besete man het daai 7 mans ontklee en hulle is naak by daai huis uit. Hierdie het ek beleef mense, ek het 'n kerk, kom ons los dit, waar die pastoor en die vrou in die straat afgejaag is. Ek wil vir jou sê, as jy nie werklik die salwende krag van die Here op jou het nie, do not touch. Jy gaan tweede kom. Jy gaan tweede kom, man. Wanneer jy die krag van die Here op jou het, en jy die salwing van die krag van die Here op jou, dis in jou en oor jou, dan gaan jy, anders moenie. Ek het 'n geval vertel van 'n pastoor hier in Montana.
Daar's 'n Hindoe man wat kanker kry nadat hy tot bekering gekom het, want die Hindoes het kanker op hom gesit. Hy het ingegaan en sy vrou sê asseblief moenie gaan nie. Die Here sê jy moenie gaan nie. Moet nie dit doen nie. Maar hy wou nie hoor nie. Ek is mos braaf. En hy het daar ingegaan na die man toe, die kanker bestraf, 'n maand later te sterf hy van daai kanker. Hoekom noem ek dit vir u? As die Here nie met jou praat, jy moenie gaan nie. En dan luister na jou vrou ook so nou en dan. Maar as die Here vir jou sê, nee, en agterna het erken, jy het gevoel, nee, jy moet nie gaan nie. Maak seker, as jy in hierdie werk betrokke raak, dat jy weet wat jy doen. Ek kan nie baie gevalle vertel, waar ons tot 800 mense op 'n slag gehelp het met bevryding, en waar Here 800 mense op 'n slag losgemaak het. Maar dit bly nie 'n lekker gedeelte van die evangelie nie hoor. Ons hoof van New Life Church vertel vir my dat die pastore waar hy bly, bring mense na hom toe vir bevryding, want hulle wil dit nie self doen nie. Dis maar 'n gaga werk, want dit kan baie lelik raak en naraak. Hoekom noem ek dit vir u? So 'n stukkie waarskuwing, moenie met die duiwel speel nie, is nie 'n speelding nie. Pastoor het nou dag gepreek, was my so kosbaar, hy sê, moet nooit in die duiwel se sterkloop trek nie. Hy gaan omdraai. En as hy daar omdraai, en jy sê onder die krag van die Here, nie het jy 'n probleem. Want hy demone sê, ons ken Jesus, en ons ken Paulus, wie's jy? Wie's julle? Want hulle het nie die autoriteit van die salwing en die krag van die Here op hulle gehad het, om dit te doen wat hulle moes doen nie. Ons los dit gou daar. Na die woestynondervinding, begin die wonderwerkende lewe van ons Here Jesus Christus. En nou hier begin dit vir my mooi raak. Alles wat Jesus gedoen het, het hy deur die gawes of dan die werkinge van die Heilige Gees gedoen. Hy het dit gedoen deur wysheid, kennis, geloof, genadegawe, gesondmaking. Dis in 1 Korintiërs 12 as ek reg is vir julle wat skryf. Genadegawe van gesondmaking, profesie, onderskeiding van geeste, allerlei tale en uitleg van tale. Nou veral of wanneer Jesus in tale gepraat. Hy kon elke taal op hierdie wêreld praat. Hy kon elke taal op hierdie wêreld verstaan. Want hy was daar toe die toring van Babel gesplit het. Hy was daar. So, ja. Het hy dalk in die hemelse taal gepraat? Wie weet? Ek glo hy kon. Hy kom met sy vader so kom 'n keer. Jy kan maar self kyk wat 'n gawes pas waarin. Jesus het geleer. Hy het dooies opgewek, hy het mense gesond gemaak, hy het demone uitgedryf, hy het op die water geloop, storm stil gemaak, brood vermeerder, vis vermeerder, hy staan in die doodheid op, oorwin graaf, dood en hel, en die Satan vrees hom vandag nog. Jesus sal met 'n skare mense op 'n slag praat. Hier's my altyd 'n wonderwerk. En dis in Louis se kraal. Hier's 'n skare voor hom. Hy het nie 'n klankstelsel nodig nie. Hy het nie disco ligte en ligte wat flits en rookmasjiene nodig om aandag te trek nie. Hy het net begin praat. Nêrens skree hy nie. Hy het net behalwe toe die Fariseërs gesê hulle is op adders. Toe was hy redelik ongelukkig met hulle. Hy dink hy het hard gepraat daar. Maar oor die algemeen het hy net gepraat. Sonder 'n klankstelsel. En duisende op 'n slag het hom gehoor. Tot 5000 op 'n slag. Hoe doen jy dit? Absolute wonderwerk. Daar's niks wat die Heilige Gees nie kan doen nie. Ons moet net toelaat dat hy soos wat hy Jesus in die woestyn ingelei het, dat hy in ons hand vat, ons hom vertrou, dat hy saam met ons begin te loop. Romeine 8 vers 13 en 14. Ons moet toelaat dat die Here ons lei. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van
God. Ons moet werklik toelaat dat die Heilige Gees ons lei. Die Vader weet wat is die beste vir jou. Hy sal vir die Heilige Gees sê, nee, vat hom weg daar. Dis moeilikheid op pad vir hom. Stop daai vir hom. Maak daai deur oop vir hom. Daar wag blessings vir hom. Maar weet jy wat, as ons nie toelaat dat die Heilige Gees ons vat en ons lei, gaan hy nêrens kom nie. Dis hoekom ons baie keer sukkel. En ek sê ons, ek ook. Ek kan nie myself verontskuldig in die saak nie, ek ook. Ek maak baie keer die fout om my eie kop te volg. En as ek nou regtig sukkel, dan begin ek eers die Here vra. Soos in die Ou Testament, het God die Vader baie staat gemaak op die Heilige Gees. Sy Gees is die skepingsgees wat alles gemaak het. Sy Gees is die wonderwerkende Gees. Sy Gees is ook die Heilige Gees. En is die Heilige Gees vandag nog. Wat leer ons? Alles wat Jesus gedoen het, dit kan ons doen. Alles. Jesus kies sy disippels en hy kies Nathanael. Nou daar's 'n spesifieke rede hoekom ek hierdie een gekies het. Hy het 12 gekies, maar ek het van hierdie Nathanael een gehou. Johannes 48 vers 51. Johannes 1 vers 48 tot 51. Daarop sien Jesus Nathanael na hom toe kom en sê vir hom: Hier is 'n waarlike Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. Nathanael moes 'n baie mooi mens gewees het vir Jesus om dit te kon erken. Nathanael sê vir hom: Waarvandaan ken u my? Jesus antwoord en sê vir hom: Voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die vyeboom was, het ek jou gesien. Vers 50. Nathanael antwoord en sê vir hom: Rabbi, u is die seun van God. U is die koning van Israel. Vers 51. Nou dis nou waar dit nou vir my so mooi is. Jesus antwoord en sê vir hom: Glo jy omdat ek vir jou gesê het, ek het jou onder die vyeboom gesien? Luister verder. Jy sal groter dinge sien as dit. Reeds was daai van Nathanael 'n groot gebeurtenis. As ek vir jou sê ek het jou gesien in jou huis terwyl jy huis skoon maak, gaan jy vir sê, joh, ek het al so getuienis vertel in kort so 'n paar weke terug. Jy sal groter dinge sien as dit. En ek wil vir elkeen wat die video kyk, sê, jy het nog niks gesien in jou lewe nie. Haven't seen nothing yet. Nothing yet. Die gemeente, ek wil vir julle sê, you have seen nothing yet. Hierdie is nog net die begin van iets baie groot in die Here. Jesus het saam met sy disippels duisende wonderwerke gedoen. Duisende. Nou sê hulle vir my, hoe kan jy so sê? Daar's net 40 wonderwerke opgeskryf. So wat jy nou vir my sê, God die Vader het sy seun gestuur vir 40 wonderwerke. Nee, eenvoudig nie. Die woord sê so. Kom ons kyk daarna. Inteendeel, dit was so baie, daar's nie eens 'n getal aangesit nie. Johannes 21 vers 25. En daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het. Baie. Maar as hulle een vir een beskrywe moes word, sou die wêreld self, dink ek, die geskrewe boeke nie bevat nie. Sjoe. Daar sou nie genoeg boeke in daardie tyd gewees het om dit te kon opskryf nie. Soveel wonderwerke het Jesus gedoen. Dit was, ek dink hy het min geslaap. Hy het net wonderwerke gedoen. Dit was een na die ander. Persoonlik dink ek, dit moes 'n belewenis gewees het, saam met daai man. Dit moes iets op aarde gewees het. Elke wedergebore kind van die Here kan dit ook doen.
As ek kyk vir die laaste 2025 jaar na Christus se opstanding, hoeveel ware kinders van die Here het die aarde beloop? Ek praat van ware kinders van die Here, wedergebore kinders van die Here, gesalfdes van die Here. En hoeveel wonderwerke dink julle het gebeur die laaste 2500 jaar? Want hy het toch gesê, alles wat hy doen, gaan ons kan doen. En nog meer, ons gaan dit nou lees. Ek persoonlik dink, hulle kom met hierdie quantum computers en AI en die magtige goed nou, hulle sê selfs, hy's groter as God. Die goed kan groter en verder dink as wat God kan dink. Weird. Dis net vir my snaaks, laat een land kan een EMP skiet en hulle is uitgewis en al sy breinkrag is daarmee heen. Maar my God die Vader sal bly staan. Ek kan vir jou sê dat ek dink hulle sou getrip het. Hulle sou nie die informasie kon verwerk het, vandag nog nie. As jy al die wonderwerke van die begin van Jesus se lewe af, tot vandag toe, moet optel, gaan hulle dit nie kan bereken nie. Wel, ek kan jy verseker, hulle kan dit miskien dan bereken, maar hulle gaan dit nie kan verduidelik nie. Daar's geen komputer wat die krag van die Here kan verduidelik nie. Daar's geen komputer wat kan sê, hoe gebeur dit nie? Hulle sou graag wou. Deel van volgende week se boodskap. Die goeie nuus is dat Jesus sê ons sal dieselfde doen. Johannes 14 vers 12 tot 17. Voorwaar, voorwaar. Nou as die Here Jesus Christus sê voorwaar. Ek sê vir julle, wie in my glo en my werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Glo ons dit? Glo ons dit? Hoekom skuif ons nie berge nie? Want ek het nie nodig om een te skuif nie. Rarig. Waarom ek moet 'n berg skuif vandag as ek dit nodig het? Die Heilige Gees is nie 'n speelding nie, asseblief nie. Ek weet van snaakse goed wat in baie kerke aangaan. Die Heilige Gees jy respekteer hom, jy hanteer hom met respek. Kom ons kyk gou-gou. Jesus het geprofeteer hier, vir wie? Vir u en vir my. Dit was 'n profesie wat Jesus gegee het vir sy disippels, wat later apostels word, wat gaan disippels maak het en tot vandag toe. Daardie is vir my en vir jou gegee, vers 13, en wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. Vers 14, as julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Vers 15, hier is die voorwaarde. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. Ek wil môre vir u vra, wie van ons kan werklik sê, Here Jesus, ek het u opreg lief? Wie van ons kan werklik vanmôre sê, Here, bo alles, daar's niks nie, bo alles, het ek u lief. Dan sê hy verder, bewaar my gebooie. Ons almal wil so graag daai gedeelte misleef. Wat is Jesus se gebod? Die grootste gebod van al die gebooie. Laat ons mekaar moet lief hê. Vers 16. En ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Wat beteken dit? Daardie selfde Heilige Gees wat saam met Jesus was, kry ek en u vir ewig. So sterf jy, gaan hy saam met jou, want hy's in jou. Wanneer ons terugkom aarde toe om hier te kom heers, vir daai 1000 jaar, gaan ons met daai selfde Heilige Gees en selfde Heilige Gees krag, kan net nog beter, jy gaan nog 'n verheerlikte liggaam ook hê. Geen pyn, geen siekte, geen niks. Hy's vir ewig met ons.
Want hoekom? Die Heilige Gees is die verseeling met ons. Dit is jou verloving met hom. En die Here is nie van plan om met jou te skei nie. Here gaan jou nie skei nie. Jy kan. Hy kan nie. Vers 17, en die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat hom nie sien nie, en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly, en in julle is. Weer wil ek vir u sê, by jou bly, en in jou is twee gebeure, maar deur dieselfde Gees. Ek wil nie nou te veel uitbrei oor dit en sê, dat gaan nie goed herhaal met die volgende boodskappe. Maar daar is 'n groot verskil tussen by jou bly en in jou is. En hiermee sluit ek af. Selfs die Seun van God die Vader het die Heilige Gees nodig gehad om sy roeping uit te leef. Al hy wonderwerke te doen, alles wat hy gedoen het, hy het hom nodig gehad. God die Vader self het die Heilige Gees gebruik, sy Gees wat oor die water geswewe het en al die wonderwerke het begin te gebeur. Hy's 'n skepingsgees. Ons as liggaam, bruid van Christus, het die Heilige Gees net so nodig. Kom ons gee die Heilige Gees 'n kans in ons lewens. Nie net deur die invulling nie. Jy kry die invulling outomaties met bekering. Dis 'n geskenk van die Vader met wedergeboorte. Gee jou die invulling. Dis ek so baie beter voel hy volgende oggend. Na hy die bekering gekom het, voel hy lig, hy lekker. Maar ook om die Heilige Gees toe te laat, soos vanmôre, om in sy krag oor ons te kom. Die Here Jesus Christus kon 24 ure 'n dag, 7 dae 'n week onder daai krag werk. Jy kan nie. Jy kan nie. Tot en met jy daardie krag in jou het. Hy was die Seun van God, hy kon. Ek en jy is nie 'n verheerlikte liggaam nie, alhoewel hy ook nie was op aarde nie, maar hy kon onder daai krag permanent werk. Verstaan dit baie, baie mooi. Die Heilige Gees sal oor jou kom, 'n wonderwerk hierdie doen, jou gebruik, jou lei en sovoorts. Maar dan lig hy weer van jou, want ek het dit al geervaar, het al probeer om lang tye onder die krag van die Heilige Gees te wees. En ek al vir baie ure bedien. Ek praat van 3 uur die middag af tot 10 uur in die aande toe. Jy is moeg. Jou liggaam kan nie onder daardie krag. Ons praat nie net van daar wees nie. Ek praat van bedien, want die krag van die Here deur my vloei en ons werk deur die krag van die Here die hele tyd. Jy moet liggaamlik baie fiks wees, nommer 1. Nommer 2, dis te veel vir jou. Ek kan in kort net 'n getuienis vertel. In die bevryding, ons het 800 mense bevry daar, die Heilige Gees het hulle bevry en die Here het hulle losgemaak. Terwyl ons hulle bedien het, dit het 3 uur die middag begin. Die hele diens was net na 3 uur die oggend, was dit alles verby. En hier by 12 uur, toe val ek teen die preekstoel. Ons praat van 10,000 mense plus, wat bedien moet word. En dis demone wat uitgaan, is baie naar, ek gaan dit nie nou op die video alles wat gebeur nie. En terwyl ek moeg word, val ek teen die kansel, so preekstoel wat hulle daar gehad het, was in 'n groot tentveldtog. En die leidende pastoor in die Bentley vir wie ek die wêreldse respek het, storm op my af, en hy ruk my van die kansel af, en hy sê vir my, "Why are you tired?" En ek sê vir hom, "I just can't, I'm done." He says, "Then you get out of here, you don't stay." En hy verduidelik vir my gou-gou, hy sê vir my, wanneer jy so moeg word, maak jy jouself oop. Alright? Jy het nie meer daai veg in jou, en kyk, so dit 'n liggaamlike kant ook in jou. En hy het vir my daar gebid, en die krag van die Here het my so versterk. Daai wat Elia gekry het, dit was maar net dit. Dit was Jesus na die woestyn gekry, dit was maar net dit. Die Heilige Gees het my op daai oomblik so sterk gemaak, dat ek
terug ingaan het en verder bedien het. Maar daai in die oggendure toe ek moeg geword en ek het uitgegaan en besef, I'm done. Now I'm done. Jy slaap so vir 3 dae daarna. Jou liggaam is op. So mense wat sê jy kan vir daai ure onder die krag van die Here wees die hele tyd en dis okay, ek haal my hoed vir hulle af want ek kon nie. Ek kon dit nie doen nie. Onthou ons as kinders van die Here het nou deel in die koninkryk van God. En dis nie jou reg om die Heilige Gees te hê nie. Dis nie jou reg om die Heilige Gees te gebruik nie. Dis nie jou reg om handel te dryf met die Heilige Gees nie. Dis jou voorreg geskenk deur God die Vader, laat hy jou toelaat as 'n mensewese om die krag van die Here deur jou te laat werk. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek het nou in kort vanmôre verduidelik die Heilige Gees in die Nuwe Testament en die pad wat u met die Heilige Gees geloop het en dat u die Heilige Gees nodig gehad het in u werk ook, soos ons u nodig het en die Heilige Gees krag nodig het, die Vader nodig het in ons lewens. Wil ek u vra vanmôre, laat u elke hart hier sal oopmaak, Here. Laat hulle sal besef, daar is soveel meer as dit wat ons toelaat vir die Heilige Gees om deur ons te werk. Die Here Jesus was 'n absolute oop kanaal. Hy was 'n absolute oop kanaal en dis hoekom hy kon doen wat hy gedoen het. Maar Here, laat ons al die blokkades in ons 'n bietjie wegruim. Laat ons al hierdie blokkades in ons 'n bietjie wegvat, Here. Laat ons bietjie dit los wat tussen ons en U staan. Laat ons ook 'n oop kanaal kan wees, want U het beloof, het geprofeteer dat ons meer gaan doen as wat U gedoen het. Here, dan kom ek vanmôre en ek wil sê, ek sit 'n klein vorm in by U, Here Jesus. Ek het U lief met alles wat in my is. Ek probeer vir almal om my so lief wees as wat ek kan, Here. En elkeen van ons weet ek is ons hartsbegeerte om daar te kan wees. En ek vra U, Here Jesus, laat U hierdie wonderwerk sal laat gebeur in hierdie gemeente. Laat die Heilige Gees krag sal begin te werk, soos nog nooit van tevore nie. En waar ek in die begin gesê het, you haven't seen nothing yet, Lord, that you start working through us, that we can start to work and do the miracles in this town, in Ryten, Lord, so that we be what you want us to be, working in that power of the Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Amen.